sins were higher than the mountain. When the Lord sanctified me, my joy Hallelujah, vi was stem saam. flowing like a fountain. When the Lord sanctified, oh, let's sing it. Singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Singing glory, hallelujah, when the fire came down. When the Lord sanctified, oh, let's sing glory. Singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Singing glory, hallelujah, when the fire came down. When the Lord sanctified me, singing glory, Singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Singing glory, hallelujah, when the fire came down. when the Lord sanctified me. Hallelujah. Amen. Halleluja, kom aan, ons is 'n Pinksterkerk, is dit so nie? Wat 'n mooi gesegde wat sê, I was born in the fire, I can never live in the smoke. Halleluja, wie stem saam met my? I was born in the fire, ek gaan nie in die rook lewe wat hierdie wêreld vir my gee nie. Halleluja. Kom ons eer die Here. Singing hallelujah, God is faithful, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing. I'm singing hallelujah. God is faithful, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing. Sing hallelujah. I'm singing hallelujah. God is faithful, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing. I'm sing glory. It's glory, glory, oh yes. I've been singing since I've laid Since I've laid my burdens down. it's glory, glory. I've been singing since I've laid Since I've laid my burdens down. it's glory, glory, It's glory, glory. glory, glory. I've been singing since I've laid Since I've laid my burdens down. Oh, glory, glory. I've been singing since I've laid since I've laid my burdens down. I'm singing hallelujah. God is able, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing. Slå in it för morgon. I'm singing hallelujah. God is able, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing. I'm feeling so much better. Yes, I'm feeling So much better since I've laid since I've laid. my burdens down. Oh, yes, yes, I'm feeling So much better since I've laid since I've laid. my burdens down. I'm feeling
Here het jou siel gered, jy nie haleluja sê nie. As jy bly is die Here jou siel gered, kom aan, gee amen gou-gou. Yes, Halleluja, as jy bly is, nog gee die Here lofoffer vanmôre. Halleluja. Jy behoort aan die Here vanmôre. Halleluja. Halleluja. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Oh, how beautiful, oh, how beautiful are you, Lord. Oh, yes, it's your words, it's your love, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, It's your it was your cross, it was your cross, oh yes, that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, that saved me, that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus. Halleluja. To give you glory. Halleluja, daar waar jy staan vir 'n oomblik. Kom ons gee die Here al die lof, al die eer en al die aanbidding vanmôre. Halleluja! Loof sy die naam van die Here. Die naam van die Here is steeds die naam bo elke ander naam. Dis die Here wie ons aanbid vanmôre. Loof die naam van die Here. Let your glory fill this house this morning, Lord. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. May each vessel offered unto you be a sacrifice of praise. Let your glory fill this house. let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. Let your praises fill our mouth. May its vessel of
weet dit so mooi van hierdie lied, dit sê vanmôre, may each vessel offered unto you be a sacrifice of praise. En vanmôre is ons kruike wat voor die Here staan. Langs aan jou is 'n kruik, voor jou is 'n kruik. Agter jou staan kruike. En sommige van ons kruike is leeg. There's just nothing in this morning. Sommige kruike staan vanmôre hier so en dit is stikkend en het chips weg, want die lewe het nog 'n manier om jou weg te chip. Die wêreld en die vyand het nog 'n manier om jou te laat val en jou te laat kraak. En deur die krake heen vloei, as veronderstel om lewende water deur jou te vloei. Jy is 'n carrier of His glory. You're a carrier of living water. Jy is iemand wat dra deur hierdie wessel. Jy veronderstel om hierdie water te dra, maar jy sê, Here, vanmôre het ek niks. There's just nothing. En dis okay. Jy staan vanmôre in die regte plek. Jy is vanmôre in die huis van die Here, want die woord van die Here sê dat hy woon onder die lofsange van sy volk. He inhabits the praises of His people. So as jy vanmôre staan en jy sê, Quintus, ek staan vanmôre hier so en ek het niks in my binneste nie. There's just nothing left. Ek voel dood. Ek voel droog. Ek voel die krake van hierdie wêreld het my houe toe gedien en ek weet nie eens of ek vanmôre genoeg krag om my hande op te steek nie. But being in His presence, there's fullness of joy. So staan net vanmôre in sy teenwoordigheid en ek bid vanmôre, Here, let your glory, laat die heerlikheid van die Here hierdie plek vul. Ek bid vanmôre dat elke kruik sal vul vanmôre. Ek bid dat die kruike van sitplek tot sitplek, Here, sal herstel waar herstel nodig is vanmôre, Here. Elke kraak, dat mense krake jou toegedien. Jy staan vanmôre hier en jy lek lewende water uit. Want mense het jou seer gemaak, mense het jou teleurgestel. Ek bid vanmôre dat die Here daai krake sal herstel. Let your glory fill this house. Glory fill this house. Al wat jy kan doen is vanmôre steek jou hande saam met my. Praises fill our Let your praises fill my mouth, Lord. May each vessel offer unto you be a sacrifice of praise. Let's just sing that one more time. Let your glory, let your glory fill this house. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. Let your praises fill our mouth. May its vessel offer unto you be a sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve
glory fill this house. Let your praises fill our mouth. May each vessel offered unto you be a sacrifice, be a sacrifice of praise. Jesus, you alone. You alone are holy. You deserve. Oh, my Jesus, you deserve the glory. Oh, Jesus, Jesus, you alone. Kom ons sing dit nog een keer in aanbidding. You alone. You alone are holy. Oh, yes, you are, Lord. You deserve the glory. Oh, my Jesus, Jesus, you alone. Ek voel vanmôre in my hart dat weet die gees van die druk het so op my hart, brenn dit op my hart vanmôre. Daar is iemand in die kerk vanmôre, meer as een. Terwyl die gees dit op my hart druk. Waar mense jou in die verlede seer gemaak het, teleurgestel het. En jy loop met daai seer in die binnekant. Daai seer het al omgeswaai na bitterheid toe. En jy voel verbitterd teenoor ander. Ek voel vanmôre op my hart, ons wil vir jou bid vanmôre. Dit druk op die pret, maar dis okay. Ek wil iemand 'n stap vorentoe vat vanmôre. Ek wil jou gaan vrymaak en wees oor jou lewe vanmôre. Kom aan, as al daai persoon, as ek weet die gees van die Here druk dit op my hart vanmôre. Dit bring so, dit druk so. Ek wil in die voorkom staan, kom. Vat daai stap in geloof vanmôre en kom staan hier voor ons, wil saam met jou bid. Terwyl ons die volgende lied sing. Thank you, Lord. Elke verbittering vanmôre, elke verbittering. Sê Here, maar ek wil 'n wissel wees. Maar ek voel waar krake toegedien is in my lewe. Ek dra geen lewende water vanmôre nie. Wow. Kom aan, die gees van die Here is vanmôre hier. Jy stap seer uit vanmôre. Ek wil elke intercessor, please pray for me now. Bid saam met my, elke intercessor. Nou jy wil daar staan vanmôre as jy voel jy wil nog uitkom. Kom staan hier voor vanmôre. Ek wil saam met jou bid vanmôre. En as jy hier staan vanmôre en jy is okay, bid asseblief nou saam. Bid. Ek voel jy gaan vrymaak en kom vanmôre. Bid saam met my en worship saam met my. Kom
Marlijn, lei ons in worship. Come in your glory, Lord, and fill this place. Come in your glory, Lord, and fill this place. Come in your glory, Lord, and fill this place. Come in your glory, Lord, and fill this place. Come fill our hearts this morning, Jesus. Come in your glory, Lord, and fill our hearts, and fill our heart. Come in your glory, Lord, and fill my heart. Kom ons maak dit vanmôre ons gebed. Come in your glory, Lord, and fill my heart. Come in your glory, Lord, and fill my heart. Oh, come in your glory, Lord. Come in your glory, Lord. Come fill our hearts and fill my heart. Come in your glory, Lord, and fill my heart. Come and fill this place. Come in your glory, Lord, and fill this place, oh Lord. And come in your glory, Lord, and fill this place. Ek gaan vra dat jy dit vanmôre sal sing uit jou hart uit. Come in your glory, Lord. Come in your glory, Lord. Fill this place. And fill this place. Come in your glory, Lord, and fill this place. Yes, Lord, dis ons gebed vanmôre Vader. Fill our hearts this morning, Jesus. Come in your glory, Lord, and fill my heart. Halleluja. Come in your glory, Lord, Kom ons maak dit ons gebed vanmôre. Kom ons maak dit 'n gebed. Kom ons sing saam my kerk. and fill my Fill this place. Kom ons bid saam. Kom ons sing dit uit ons harte vanmôre. Come in your glory, Lord. Come in your glory, Lord.
Pastor Bernard, please fill this place this morning. Come in your glory, Lord. Come in your glory, Lord. Yes. And fill this place. Here van sitplek tot sitplek vanmôre. Here beweeg van sitplek tot sitplek vanmôre. Here, al hierdie kwaad, al hierdie seer vanmôre, bid ek, Here, dat die Here dit sal genees en genesing bring. In elke lewe, elke hart vanmôre, Here. In die naam van Jesus. Ek wil dit vir jou sê vanmôre, vir wie dit ook al moet wees. Vergifnis maak nie reg wat ander aan jou gedoen het nie. Dit maak jou net vry. Ek heer dit in Engels, dit sê, forgiveness does not make the other person right, but it will set you free. Onvergewensgesindheid is soos om gif te drink en te wens iemand anders te gaan dood. Om te wens iemand anders te sterf, maar jy drink daai gif elke dag en daily. Maak vry, maak skoon, maak los vanmôre in die naam van Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jou man het jou baie seer gemaak. Jou man het jou baie seer gemaak jare terug. Jou man jou baie seer gemaak en jy dra nog steeds daai wrok in jou binnekant. Jy het nog steeds nie oor dit gekom nie. Jy dra nog steeds die binnekant daai seer wat hy teenoor jou gedoen het. Ek bid vrymaking oor jou lewe vanmôre. Daar's 'n pa wat nie reg teenoor jou gemaak het, die dogter. En vir baie lank het jy gevra, Here, waar was U? Waar was U toe al hierdie goed met my gebeur het? Vanmôre is die geleentheid dat jy kan vrykom van die leuns wat Satan jou vertel het. Vir so lank. Vir so lank het Satan vir jou gelieg en leuns vir jou vertel. Here sê vanmôre is daar vrymaking oor jou lewe. Oor daai pa wat jou seer gemaak het. In die naam van Jesus. In the name of Jesus. Halleluja. Amen. Jy kan die sitplek neem vanmôre. Dit is baie maklik en baie gou om 'n wrok te dra teenoor iemand. Amen. Wie stem saam met my? Dit is baie maklik, baie gou om 'n wrok te dra teenoor iemand. Die Here wil nie ons met wrokke dra nie. Die Here het ons vrygemaak. Is ek reg? Halleluja. Loof die Here. Amen. Amen. Vir elke besoeker vanmôre hierso wat wonder, wat gaan hier aan? Okay, wat is hierdie gazebo? En die son skyn nie in die kerk nie. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor die tabernakel en 'n preekreeks waarmee ons besig is en
ek weet nie van nie, maar soos wat ek meer studie wat ek doen, hoe meer begin ek te leer oor die tabernakel, amen. Wees saam, ek weet iets geleer die laaste 2 weke, iets geleer, amen. En ons gaan vanmôre aan met hierdie reeks oor die tabernakel, en dit is met oploop na Paasfees toe. Met die oploop na Paasfees is my hartsgebed dat ons elkeen 'n nuwe openbaring, 'n nuwe prent, 'n nuwe hartklop kan kry vir wat die Here vir ons gedoen het tydens die sterwe op Golgotha. Amen. So moenie Paasnaweek mis nie. Dit gaan 'n Paasfees konferensie wees. Ons gaan lekker kom kerk hou en so voorts. Tot ou Daniël het 'n voorstel gemaak, miskien moet ons 'n spit op die buitekant kry. Mense net nie bly by die kerk. Amen. Vir die hele naweek. Soos wat dit was, curry en rys eet en amen. So dit kon. Wie onthou sulke konferensies? Wie onthou daai Paaskonferensies wat jy so gebly het by die kerk die hele tyd deur en hoekom dan nou nie? Hoekom dan nou nie? Amen. So we'll keep you posted. Ons het laas week net so 'n bietjie ter recap daarvan. Ons is vandag in die heiligste. Vandag behandel ons die heiligste waar die priesters dag in en dag uit het hulle werk gedoen. Ek kon dit nie kry nie, maar hier is 'n veil, hier was 'n gordyn gewees hierso wat die voorhof geskei het van die heiligste, net soos wat daar die voorhangsel die allerheiligste geskei het. So ons volgende Sondagmôre is nagmaal. Volgende Sondagmôre is ons in die allerheiligste. Ons kom kyk wat die priester gedoen het 1 keer 'n jaar. Wat was die werk wat hier gebeur het agter die gordyn? So moenie dit mis nie en dankie dat jy is nog steeds ten spyte van die skoolvakansie, is jy nog steeds hier so. Amen. So dankie vir elkeen se hartklop. So laas week het ons gepraat oor die buitenste gedeelte en ons het ook gesê dat hy was 100 cubits lank, 100 cubits breed, 50 cubits breed. So as jy die 100 en die 100 en die 50 en die 50 bymekaar tel, gee dit jou die getal 300. 300 cubits altesaam. Die gordyn of die buitenste gedeelte, die tabernakel was hoog. Die eerste gordyn aan die buitekant was 5 cubits lank, 5 cubits. So as jy dit alles bymekaar tel, 5 maal 300 is 1500. Dit was 1500 jaar vanaf Moses tot Christus om die wet te kon vervul. Dit is die buitehof gewees. Ons was buitekant gewees en die tabernakel was nagenoeg 13.8 meter lank en 4.6 meter breed gewees. En hulle reken was 'n paar 100 ton wat alles en alles saamgeweeg het. Een van daai pilare was nagenoeg 6 of die voetstuk alleen was 60 kilogram gewees. So ek dink dit was rondom 350 ton alles saam bymekaar gesit om dit te vervoer in die woestyn. Geen back-actor, geen trekker, 'n joetjie. God made miracles happen, amen. Dis geskei tussen die voorhof waar al die offers plaasgevind het, brandofferaltaar. Ons het laasweek bietjie by hom stil gestaan. Ons het die tabernakel as sulk was soos 'n wat sou mense dit sê, die container gewees. Amper dieselfde size as die containers gewees, size van container. Die heiligste en die allerheiligste dit was die pilare wat gebruik was. Akasia hout was gebruik. Dit was op silwer voetstukke gewees en hy's alles omtrek gewees met goud. Dit was een pilaar gewees. Daar was 40 aan die kant, 40 aan die kant en ek dink as ek my sommer reg het 16 aan daai kant en 5 en 4 was die totale pilare gewees om die hele container gemaak. En dink daaroor, suiwer goud was dit van gemaak. Soos daai pilare opgetel is en die voetstukke, het ons ook laasweek oor gepraat, was gewees van silwergoud. Elkeene in Israel wat uit Egipte land getrek het, moes 'n losprys bring vir deur bo 20. Of jy ryk is of arm is, jy moes daai losprys bring. So die Here het ons het ook gesê, die wat kan onthou, God is nie 'n aannemer van persoon nie. Maak nie saak of jy ryk is of arm was nie, die losprys is betaal. Is dit nie beautiful nie?
So in Jesus Christus, dit het verwysing die voetstukke silwer, die voetstukke en die silwer wat Judas betaal het en toe hy Jesus verraai, die 30 stukke silwer wat vir die losprys moes wees. Daar is hoe die tabernakel is en hoe die tabernakel gelyk het. Die pilare, verskillende pilare, is ook met akasia hout, met goud oorgetrek, bymekaar gehou, soos wat jy dit daar sien. So dit was die allerheiligste en die heiligste, dis hoe dit gelyk is. En dan het ons gesê die diervelle wat oorgetrek is. Dit is alles met diervelle oorgetrek, die verskillende kleure, blou byvoorbeeld, dit was alles in mekaar geweef. En onthou ons het ook gelees, dit was die vrouens gewees wat die weefwerk gedoen het. Hulle die ding bymekaar gesit, die vrouens. En die blou wat na die hemel verwys, die pers wat koninklik is, die rooi, die skarlakenrooi wat verwys na die werk wat gedoen is, die bloed, en die wit is die I've been redeemed. Ek is skoon gewas. Man, kom ek gaan dit leer. Onthou wat sê Prediker 7 vers 8. Prediker 7 8 sê, laat die olie nooit op jou hoof ontbreek nie en jou klere altyd deur wit wees. Wees vrygekoop hier so vanmôre. Kom aan, as jy vry is, gee die Here lof. Rodriguez, die family, ek sien julle hier so vra. Francisco, ek sien julle hier so môre. Yes, gee die Here lof oor. Kom ons maak dit beter. As jy vry is, staan geop en gee die Here lof oor. Halleluja. Kom aan, as jy vrygekoop is, jy's vry vanmôre. Dank die Here vanmôre. Halleluja. Halleluja. Man, ek voel vanmôre is daai song. Ek wonder of ek hierdie moet doen. Sê my vrou vir my so dadelik nee. Amen. Ons het gepraat oor die doeke en die goetertjies, die velle, verskillende velle, die weefwerk wat gedoen was. Ons het ook gepraat oor die brandofferaltaar, die koperaltaar. Alles is gemaak aan die buitekant van koper. Die brandofferaltaar, die brand was 'n koper gewees, dit was alles koper. Hier was die dier vasgemaak. Ek wil hierdie gou, hierdie is vir my profound om dit weer te kan sê. En die Here regtig weer in my, ons verstaan nie altyd genade totdat ons die groot werk aan die kruis verstaan nie. Toe hulle die lammers gebring het, het die priester die lam inspect. Hy het na die lam gekyk. He inspected the lamb and not the man. So wees dankbaar vir dit vanmôre. Dat hy nie na die man gekyk het, want as die man moes gekom het, het ek ver te kort geskiet. Weet nie van jou nie, maar Quintus het ver te kort geskiet. So die lam moes perfek gewees het, en daarom, wanneer Vader nou na ons kyk, kyk hy nie na the man nie, but he sees the lamb. Hy sien die lam vanmôre raak. En hy kyk nie na Quintus. Is dit nie beautiful nie? Man, ek is dankbaar vir genade. Dis dat die Here kyk net anders dan na my toe. Brandofferaltaar toe was van koper gemaak. Koper spreek van oordeel. Oordeel, as jy ooit koper in die Bybel kyk, spreek van oordeel. Die brandaltaar, die brandofferaltaar was ook gewees, beautiful. Nou die lam was gebring, vasgemaak, hy het 4 sulke horings gehad, die lam was geinspect, as hy happy was, opgesit en sy keel is afgesny, net hier. En die vlamme, daar's vuur gemaak en die vuur het alles verteer. Die as kon ook nie net hier gebruik gewees, mag dit nie weggooi nie. Die as van al hierdie brandoffers moes buitekant die laar gewees het, want dit moes daar gegooi gewees het, buitekant die laar. Dis ook 'n verwysing na Jesus, wat buitekant die laar op Golgotha moes hy geoffer word. Nie binnekant nie. Alright. Dit het ook 2 handvatsels gehad, wat tot 4 kon dra. En dit is so beautiful om daaroor te dink, that is the gospel. Dit wat vertel is, om te vertel dat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis. Dis die evangelie boodskap wat ons rond kan dra na buitekant toe, dat Christus Jesus vir Quintus gesterf het aan die kruis, en Jesus het opgestaan uit die dode, die prys is betaal, en ek en jy is vry tot in ewigheid, halleluja. So dis die boodskap van die evangelie. Ook was daarna gewees, net na die offer, was gewees die koperwaskom. En ons het gesê, die koperwaskom was gemaak ook van koper gewees. En binne in die koperwaskom was daar spieëls. En wanneer die priester hom gewas het, sy hande gewas het, na die offer gebring het, moes hy homself inspekteer het. So hy het homself gesien, terwyl hy homself gewas het, to make sure he is clean.
Want as jy in die allerheiligste, in die heiligste werk, moet jy skoon wees. You have to be clean. Is dit nie so nie? Daarom het ou Dawid geskryf en hy sê, Here, ontsondig my. It's beautiful wat hy geskryf. Hy sê, ontsondig my met hyssop. Moenie mis die volgende week. Ontsondig my met hyssop. En hy het ook gesê, create in me a clean heart, O God. Skep in my 'n rein hart, O Heer. Die koperwas kom verwys na die woord van God. Die woord wat ons reinig, die bad van wedergeboorte, die bad van die woord, dit was ons. En wie het al deur 'n bad gegaan wat die woord jou gebad het en skoon gewas het? Wie was al deur daai proses gewees? Yes. En weet ook al, en in die water spreek van die Heilige Gees, wat loop soos lewende water. Strome van lewende water sal uit julle binneste uitvloei. Dis die verwysing. En nou gaan ons vanmôre na die heiligste. So die priester het hom gewas, of hy die offer gehad, offer gebring, en as dit deur God aanvaar was, sou alles gebrand het. Alles dit sou alles verteer gewees het. En dan was die sonde, yes, that's beautiful, dit weer klip laas week. Sonde is dan oorgeplaas vanaf die man, terwyl hy sy hande op die dier gelê het, na die dier toe. En al die sondes van daai man, so jy stap weg en jy is vry vir 1 hele jaar. Maar nou, die priesters, en volgende week gaan ons 'n bietjie stil staan by, die priesters het werk gedoen, tempelwerk, die Lewiete veral, die Lewitiese volk, hulle was die priesters geweest. Hulle het diens gedoen, dag in en dag uit, hier binnekant. Ek lees en daar's 'n historiese skrywer wat iets vir my preveld en ek wil dit gaan opsoek en ek het nog nie klaar geswat oor dit nie. Maar hy sê hulle het so gereeld die priesters geskuif wat die dienswerk binnekant gedoen het, sodat dit nie 'n ritueel van 'n alledaagse ding sou gewees het nie. Soos wanneer jy hier instap, het jy elke keer daai awe of God, wanneer jy instap, daai grootheid van God, en dit wat hier in die heiligste gebeur. Nou dink jy oor, hy stap binne-in, deur die gordyn, binne in die heiligste. En as hy in die heiligste instap, is hy omtrek met goud. Ek en Marie gistermiddag kyk ons 'n ding op YouTube van die enigste 7-ster hotel in Dubai. Ek het nou sy naam vergeet. Maar 7-ster hotel. As jy daar ingaan in jou kamer, alles is van goud. Dis gold. Goud waar jy kyk. Net goud, soos wat die Arabiere dit kan doen. Goud. En hy ou het verstom gestaan oor die goud wat in sy hotelkamer is. En dink jy oor na, toe daai priesters moes hier instap, en daar is dit daai container nou, is hy binne in goud, maar nog steeds het ons ook gesê, was hy op die woestyn sand, om nog steeds die konneksie te hê met die aarde, wat vervloek was. Moenie volgende week mis nie, want hy moes nog steeds die bloed vat, op die grond wat vervloek is. As jy meer wil weet, moet volgende week terugkom. Dis hoe dit gelyk het. Min of meer 'n prentjie, die wat dit kan sien. Elke dag die tempeldiens wat hy daar moes gedoen het. Kyk jy goud? Can you imagine die priester hoe hy moes gewerk het? Binne in hierdie goud en hoe dit daar binnekant moes gelyk het. En ons praat vandag oor die heiligdom. Hierdie 3. Ons praat oor die ligkandelaar. Ons praat vir die tafel met die toonbrode. En hier is ek dink een van my gunstelinge, die reukofferaltaar, wat binne in die heiligdom was. Verwysend na Jesus, maar, onthou ons het gesê, hierdie hele proses verwys na Jesus Christus. Die werk wat Jesus vir ons kom doen het, die uitleg hiervan ons ook soos 'n kruis uitgelê. Amen? Maar wie is die liggaam van Christus? Help my, kom kerk, maak die buurman wakker. Wie is die liggaam van Christus? Amen, ons is die liggaam van Christus, dis nou ons. We are his body, is dit nie so nie? So die heiligdom verwys baie na die liggaam van Christus. Ag, die kerk, hier is die kerk nou betrokke. Hier het baie verwysings na die kerk toe. En ons gaan daarna kyk vanmôre. So eerstens staan ons by die tafel met die toonbrode stom. Die tafel met die toonbrode. So ons praat oor die kerk en
ons gaan eers hierna kyk vanmôre. 12 toonbrode, 6 aan elke kant en die betekenis daarvan wat dit was ook gewees in die noorde kant van die tabernakel sou jy dit kon kry, hierdie tafel met toonbrode. Maar blaai gou saam met my asseblief. Ons gaan Eksodus 25 toe. Dat ons die detail gaan kry daar binnekant. Eksodus 25 vers 23 begin ons saam te lees. Hoekom is ons in die woord? Hoekom kyk ons hierna? Moenie Paasfees mis nie. Ek is so excited toe ek besef, wow, na Paasfees kom Pinkster. Man, het ons kan 'n bietjie groter verstaan waaroor dit gaan. Halleluja. Maar ons het mos gekyk by die inleiding. Ek is 'n tempel van die Hallo, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Halleluja. (25, 23) sê, maak ook 'n tafel van akasia hout. Akasia hout, 2 L moet sy lengte en 1 L sy breedte, 1,5 en L sy hoogte wees. Trek dit oor met suiwer goud. Hy maak daarvoor 'n goue kraans rondom. Maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom en maak 'n goue kraans vir die lys rondom. En maak daar 4 goue ringe voor en sit die ringe vas aan die 4 hoeke aan die 4 pote. Naby die lys moet die ringe wees as plekke vir die draaghoute om die tafel te kan dra. Hy maak die draaghoute van akasiahout en trek dit oor met goud. Daarmee moet dan die tafel gedra word. Can you imagine hoe swaar dit moes gewees, daai suiwer goud en daai akasiahout? Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word. Van suiwer goud moet jy dit maak. En op die tafel moet jy altyd deur toonbrood voor my aangesig sit. Altyd deur moet daar brood wees. Altyd deur moet daar brood neergesit word. Dan moet jy die tafel bring. Eksodus 40 vers 4, as jy wil saam my blaai. Nou ons Eksodus 40 toe. Dan moet jy die tafel inbring en daarop regop sit wat daarop behoort. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. En jy moet die goue altaar vir die reukwerk voor die ark van die getuienis neersit. Dan moet jy die bedekking van die ingang van die tabernakel ophang. Nou kom ons gou net, ek wil hê jy moet gou saam met my blaas in Eksodus. Dit is nou wat gebeur in die binnekant. Blaai gou saam met my net dan Levitikus toe. Wat die Here praat oor daai toonbrode, daai brode, wat praat hy spesifiek? Jy sit nie enige saskou of albei die brood neer nie. Dit moes spesifieke brood gewees het. Die Here het 'n spesifieke resep gehad ook oor hoe dit moes wat dit uitgemaak moes geword het. En daar's 'n rede daarvoor. Goed, jy moet ook Levitikus 24 vers 5 sê, jy moet ook fyn meel neem en 12 koeke daarvan bak. 2/10 van 'n efa moet elke koek wees. Jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel op die rynktafel voor die aangesig van die Here. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg, wat vir die brood as gedenkoffer moet dien, as vuuroffer aan die Here. Op elke Sabbatdag moet hy dit gedurig deur voor die aangesig van die Here regsit, van die kant van die kinders van Israel as 'n ewige insetting. En dan moet aan Aaron en die seuns toekom, hulle moet dit in die heilige plek eet. Aaron en sy seuns moet dit in die heilige plek eet, want as iets hoogheiligs behoort dit aan hom uit die vuuroffers van die Here, 'n ewige insetting. So die tafel by die toonbrood dui op 4 dingetjies: maaltyd, feesviering, versadiging, met ander woorde, volle gemeenskap. Dis wat hierdie voor staan. God het dit spesifiek gemaak aan die begin, en ek wil weer eens hierby sê, as Satan geweet het wat die plan van God was aan die begin, het hy nooit gekarring soos hy gekarring het nie. God het dit presies uitgesit en in plek gehad. So ons het gesê, dit is die regterkant, dit is die noordekant gewees, dit is van akasia hout gemaak, en dit was met goud oorgetrek, suiwer goud. Daar was ook 'n kroon, hulle noem dit die Engels gebruik, 'n crown, so daar moes 'n kraans rondom gewees het, rondom hier, so dit moes netjies gewees het en netjies gelyk het, dat alles wat hier boop gesit was, nie kon afval nie. Dis hoekom die kroongedeelte daar was.
die kraansgedeelte. Dit is eintlik as jy jou Bybel gaan kyk, dis die eerste keer in jou Bybel wat die woord tafel vandaan kom. Die eerste keer wat die woord van 'n tafel praat, is die tafel met die toonbrode. The first time. Hoe sê mens altyd the first mentions. En dit spreek, soos ek gesê, dit spreek van maaltyd, feesvieringe, en dit spreek ook van 'n gemeenskap te hê. So hier is die ding. Een keer 'n dag was die priesters hier binne, het hulle gewerk, maar een keer 'n week, met die Sabbat, moes daar nuwe brode gebring geword het, en dit moes op die tafel gesit het, 6 aan die een kant, nou breek my broodjie, en 6 aan die ander kant, moes neergesit gewees het. Dan sê die Bybel, sou Aaron en sy seuns, wat die Lewiete was, binne in die heiligdom ingestap het, niks het uitgegaan nie, dis hier waar hulle saam, Aaron en sy seuns, die nuwe brood vir die nuwe week sou neersit, en dan kon hulle in die heiligdom die brood wat die hele week lank voor die aangesig van die Here was, kon hulle dan breek en eet in die heiligdom. Ek wonder partykeer, what a holy moment moes dit gewees het, terwyl hulle brood gebreek het. Hierdie brode verteenwoordig ook elke stam van Israel. Elke stam van Israel was hier uitgesit, neergesit. Benjamite, die stam van Benjamin, die Lewiete. Man, elkeen van hulle was uitgesit hierso. 6 aan die een kant, 6 aan die ander kant. En ek het gewonder, hoekom 6? Why? Want nou tel jy mos, hier's 12 brode, hier is 6 en hier is 6. 66. Hoeveel boeke is in jou Bybel? 66 boeke uiteengesit. God het bepaal dat daar 66 boeke in hierdie Bybel opgeteken moet wees. Niks bygesit nie, niks weggevat nie. Ek sien nêrens die boek van Enoch op die tafel van toonbrode nie. Ek sien nie die apokriewe boeke iewers op hierdie tafel lê nie. Ek sien nie 'n Joyce Meyer Joyce? Don't get me wrong, hoor nie wat ek sê, ek het nie probleem met haar boeke gelees word nie. Ek het geen probleem met Joyce nie. Hier's my hart. Ons spandeer, kan ek dit ook sê? Ek sien nêrens die saadkorrels en om Angus Buchan. Ek sien 66 boeke van God se woord. Suiwer woord. Suiwer. Die broodkoeke kon nie net gemix geword het nie. Ek het weer eens 'n probleem met om Angus nie. Ek sê dit met liefde. Maar my hart is, ons konsentreer soms meer op die saadjies te trek deur die dag om te sê God se belofte vir my lewe, maar eintlik moet jy bestraf word. Help my. Want jy kan uit saadkorreltjie trek en is so, die Here is eintlik vir my so lief vir my, maar eintlik bly jy in sonde saam. Maar jy soek God se beloftes. Help my. Jy kan maklik woord voltrek wat by jou lewe pas. En wie het dit al gedoen? Dan sit jy hom terug en trek jy vir jou aan die ene. Here, nie vandag hierdie belofte. Ek soek iets wat raar van Here. Wie het dit al gedoen? Kom en wys my 'n keer 'n hand dat ons bekering kry vanmôre hierso. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Maar God het bepaal, think about this. 66 boeke, die woord van die Here, wat vir ons gegee is. En is suiwer, kan ek ook sê, pas op vir elke ander nuwe vertaling. Daar is baie vertalings wat Pastor Quintus en die volle Evangelie Kerk uitskuif en nie luister nie. Why? Want daar is net iewerste bietjie weggevat. En is nou 11 en 'n half stukke brood hierso. En niks is suiwer nie. Vandag het ons mos nou MSG's by. Weet dit? Wie weet waaroor ek praat? Die message vertaling.
Maar ek het groot geword met rooi koeldrank en kaaskrulle. En hier staan ek. Amen. Sê MSG het my tot hier toe gebring. MSG is nie noodwendig sleg nie. Dit en rooi koeldrank. Maar hier is my hart, daar's so baie byvoegsels vandag wat die suiwerheid van God se woord wegvat. Daar's van die vertalings wat die evangelie boodskap verdraai, kerk. Kan ons nie terugkom by die suiwer boodskap van God nie, halleluja. God het bepaal dat dit suiwer moet wees. Die brood wat hier moes opgewees het, die Here het nie net enige broodjies daarop gesit nie. Hoor gou mooi, wat het hy gesê, hoe dit moet wees. Hy sê, toonbrood, die toonbrood beteken letterlik die brood van die aangesig. Ja, dit beteken brood van aangesig. Sê die woord nie, dat ons moet bid, Matteus 6, gee ons vandag ons daaglikse, nie brood van gister nie, vandag se brood. Manna was vars afgelewer elke liewe oggend. Halleluja. Jy kan nie leef op gister sê, tensy dit natuurlik brood was, soos hulle gesê, dit was bread in the presence of God. Daar's baie keer wat pastoor Quintus al 'n boodskap op 'n maandagooggend het, en hierdie boodskap kom van die toon, en ek kou hom deur die week, I'm busy with this, en ek kan nie wag op 'n Sondagmôre om hierdie brood te kom aflewer nie. Ek sê nou nog vir die Here, ek sê Here, dis Quintus se gebed vanmôre, dat wanneer Quintus die woord bedien, mag hulle nooit vir Quintus raak sien nie, maar mag die woord van God so suiwer gebedien word, dat mense se harte verander, dat hulle sal eet van hierdie brood, en hierdie brood hulle lewe stig. Kom aan, wie aan dink gou aan 'n gedeelte, Elia kom onder die besembos, en hy wens dat hy moet sterwe, en die Here stuur 'n engel, en hy sê vir hom, hier, kom, sit regop, hier is vir jou brood om te eet, en water om te drink. Wie was al onder 'n besembos? Nou kom die Here en hy stuur vir jou vars brood uit die hemel uit, halleluja. Dit stig jou en dit tel jou op. Hier is nie net enige woord, die kerk, halleluja. Man, die woord van die Here, die woord van die Here. Hulle moes die brood vervang het met nuus. Die brood wat die week voor die aangesig van die Here was, is dan deur die priesters in die heiligdom geëet. Daar was wierook ook op het gesit en by dit gevoeg, op het gestapel. Hierdie brood word ook genoem die altyd blywende brood. Altyd blywende brood. Numeri 4:7, kan jy gaan lees daarso. Hierdie brood was gemaak ook gewees van fynmeel. Fynmeel spreek van volmaaktheid, egaligheid. Dit was gemaal, gesif en op die proef gestel. Jy kan die proses gaan lees, hoe hierdie broodjies gemaak was. Gemaal, gesif, op die proef gestel. Was hierdie brood by my, fyn meel. Daar is niks suurdeeg binne hierdie brood gewees nie. Want suurdeeg sou dit laat vrot het. Dit moes fynmeel gewees het. Presies, perfek reg. Die wit fynmeel sonder suurdeeg spreek van heiligheid. Luister gou mooi. Spreek van heiligheid, reinheid, waarheid en geregtigheid. Dink gou daaroor. Pilatus het aan Christus by Christus gekom en gesê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Why? Maar daar was geen suurdeeg in Christus nie. Pilatus het gesê, daar's geen skuld in hierdie man nie. So Christus, wat die brood van die lewe is, dis waaroor hierdie gaan. Christus is die brood van die lewe, en die Here, daar was geen byvoegsels gewees in hierdie brood nie. Net soos Christus inspected was, en geen byvoegsels by hom gewees in sy lewe nie. Hierdie toonbrode moes in die heiligste wees, ook dat Israel altyd deur sou kon onthou, dat God hulle voorsiener is. Gee my vandag my daaglikse brood, het ook te doen met die kos wat ek en jy inneem elke dag. God wil nie hê ons moet soms, dit is okay, maar die Here wil in jou daaglikse behoeftes voorsien. Nou, wees saam met my. Gisterand sit ek die rekenaar aan vir Dionne. Ek sê, Dionne, gaan gou aan jou rekenaar in. Ek wil net gou kyk daarso, hoeveel geld skuld ek vir Pikke, want jy weet mos 'n Pikke se stelsel het verander. So nou sien die student ook hoeveel geld hulle skuld. En nie meer die pa nie. En dan kyk Dionne met sulke oë na my toe. Dan kyk ek met sulke oë na haar toe. En dan sê ek nou, hoe nou? Dan skuld ek nog amper R40.000 wat daar lê op skuld.
Dan David ek al wegstap en sê ek, dankie Here. Gee my vandag my dag. Ek weet nie hoe nie, weet nie waar nie, maar die Here sal in elke and God shall supply all my needs according to his riches and glory. Hallelujah. En ek leer my kind ook nou om te bid as elke keer daai getal sien. Loof die Here. Dit was op die tafel gerangskik gewees, fynmeel. Dit is die brood wat uit die hemel neerdam, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Dis wat Christus Jesus verwys, dis waartoe dit gaan. 1 Petrus 2 vers 5 sê, en laat julle ook soos 'n lewende steen opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom. Sê vir jou buurman, jy is 'n priester. Sê vir hom, jy is 'n priester van jou huis. Jy is 'n priester. Kom aan, sê dit gou vir jou man. Sê dit vir jou man, sê dit vir jou buurvrou, sê dit vir jou man. Jy is deel van die priesterdom. Halleluja. Is die priesters hierso vanmôre? Halleluja. Hy sê daarso, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En ek wil nie veel by die priesterdom stil staan nou nie. Die tweede meublement wat in die heiligdom was gewees die goue kandelaar. Goue kandelaar. En ek wil gou, kom ons lees gou daarso. Daar's 9 verse. Eksodus 25 staan dit geskrywe. 25:31. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud van dryfwerk. Moet die kandelaar sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, neem kennis, kelkies, knoppe, blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. Een stuk moet dit wees. Een stuk. Sê saam met een stuk. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees met knoppe en blomme. Daar moet 'n knop wees onder die eerste paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die derde paar arms wat daaruit gaan, vir die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. So daar moet knoppe wees oralste. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees. Alles saam een stuk drywe, een stuk dryfwerk van suiwer goud. Hulle knoppe, hulle arms moet daarmee saam. Dis alles uit een stuk wees. Alles saam, een stuk dryfwerk van goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak. Hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteenoor laat val. Aan die voorkant, sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. Van 'n talent goud moet hulle dit maak. Al hierdie voorwerpe. En kyk, dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Hulle reken dat hierdie goue kandelaar min of meer plus minus 60 kilogram kon weeg. 60 kilogram wat hierdie kon geweeg het. Wat vir my so interessant was, I never knew this, dat hierdie kandelaar moes een stuk goud gewees het. Hierdie kandelaar was glad nie gegiet nie. Daar was nie 'n giet vir hom gemaak waaruit hy moes gegiet geword het nie. Hulle het iemand gekry wat hierdie kandelaar moes met dryfwerk, hulle moes hamer, byt hulle moes dit uitgekap het, presies reg soos wat God dit wou bepaal het. Dit was een soliede stuk goud. En saam hierso was daar knoppe, blomme, 'n kelkies gewees van amandel. Ek gaan nou daarso sê, dis min of meer die voorbeeld hoe dit moes gelyk het, hoe dit sou gelyk het, hierdie kandelaar. 7 kandelaar was daar gewees en alles een stuk soliede stuk hout. Hierdie werk van hierdie kandelaar was om lig te kon gee in die heiligste. Can you think hoe hierdie lig moes geskyn het? In hierdie goud, hoe dit moes gelyk het? Dit was die werk van hierdie kandelaar. Om lig te bring, en daar's nie 'n venster nie, daar was nie 'n opening nie, daar was nie 'n liggie nie. Hierdie kandelaar moes die lig gebring het in die heiligste. Dit was die enigste lig gewees en hy het die lig voorsien in die heiligdom.
Hierdie middelste gedeelte is die Hebreëse woord Yarek. Hierdie gedeelte, hierdie middelste gedeelte, wat sy stam verteenwoordig, is die woordjie Yarek. En dis eintlik baie, baie beautiful as jy daaroor nadink. Ek sal dit vir jou al die klomp verse gee. Maar dit was die shaft gewees, en daar's 'n mooi betekenis wat dit beteken. Yarek beteken 'n thigh, 'n heup, en dit beteken soos in geboorte. As jy dieper betekenis daarvan gaan kry, beteken dit soos gebore. Nou ek en jy is uit Christus uitgebore. Hallo, sê vir jou buurman. Broer, suster, dis waar dit vandaan kom, is dit nie? Ons is deel van die familie van Christus. Of jy jou buurman like of nie. Galblaas is ook deel van die liggaam. Halleluja. Yarek. En elke stam is uit hom uit die lote. Elkeen is uit die middelste stam, Yarek, uitgebring. Sê die woord van die Here nie vir ons Johannes 15, dat ek is die stam en julle is die lote nie. Alles is uit Christus. Elke ding het uit Christus uit, kom uit Christus uit. Yarek, die stam, die middelpunt van dit alles. Die woord van die Here sê vir ons daar in Handelinge 17 vers 28. Hoe beautiful sê die woord dit. Lees, skryf dit neer. Handelinge 17, 28. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Goed, dit word ook genoem die menorah, die Hebreëse woord van menorah is kandelaar. Dis ook 'n ander woord. En dis een van die mooi prentjies wat ek in die hande kon kry, hoe die kelkies moes gelyk het, hoe dit moes bymekaar gesit gewees het. Die lig, hier kom 'n ding. Mandel, dit moes gemaak het, die Bybel het gesê dit moet van amandelblomme wees. Wie onthou die amandel wat hier aan die ander kant is? Amandelblomme is hierso, is moois te doen. Dit moet vir amandel, die knoppe, die blomme, die kelkies, elke ding moes soos 'n amandelblom gemaak gewees het. And I never knew this, maar 'n amandelblom is die eerste boom wat blom na die winter. Was Christus nie gesterf nie, en toe Christus opstaan, het alles uit hom uit begin nie? Die eerste, halleluja. Dit is die boom wat die eerste bloei, die knop is die openbaring van lewe. Wanneer dit oopgaan, verskyn die blom, sê 'n skrywer, en daarna vrugte. Dit is die resultaat van die knoppe. So is eers die blom, dan kom die vrugte. Eers Christus, dan die kerk. Hallo? En hier is die kandelaar gewees. Die kandelaar het olie gehad, wat in elke kelkie moes gewees het. Olyfolie. Die olyfolie moes ook nie gepers gewees het nie. Dit moes geslaan gewees het, as jy dit gaan kyk. Dit moes gekneus geword het. Want hulle sê, jy kry die meeste en die suiwerste olie uit, wanneer dit gepers word. En hierdie olie moes dag in die oggend, het die priester gekom, in die heiligste, dit was sy eerste werk, is om die olie in die kelkies te vul, sodat dit genoeg lig vir die dag kon maak. In die aand, as dit klaar is, in die aand moes hulle inkom, en hulle moes weer die kelkies vul met die olie, sodat dit weer lig kon gee vir die nag. En baie keer het dit gebeur dat dit dof geword het. Wie weet, as jy baie keer die lamp aansteek, en dan brand dit brand dof, dit maak swart, dan moes hy die putte geknip het. Hy moes dit reggemaak het, sodat dit genoeg lig kon gee, weer vir daardie dag. En die Here praat met ons lewens ook, is daar nie tye in ons lewens wat ons bietjie verdof nie? Kom aan, sê vir jou buurman, jy lyk bietjie dof vanmôre. Sê dit vir hom. En dan kom ek die Here, en hy knip ons 'n bietjie, hy maak ons bietjie, en hy verander ons bietjie, maak ons bietjie skoon, sodat ons helder kan brand. Dis die werk van die kruis. Hier is die ding, dis een soliede stuk goud, spreek van eenheid van die kerk, en eenheid van geloof. Hy het ook 3 arms van goud gehad, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hy het ook 7 lampe gehad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lampe. Wat ook gepraat het van die 7 geeste.
die 7 kenmerke, die 7 kenmerke, is 'n kenmerk, wat is dit nog? Karaktereienskappe, dis die woord ek soek. Karaktereienskappe, die woord van die Here leer vir ons. Hoor Jesaja 11:12. Jesaja 11:12 sê, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid, die verstand, die gees van raad, die gees van sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. 7 kenmerke, 7 karaktereienskappe van God is in hierdie 7 opgeteken. 7 wat ook die perfekte nommer is. Wie onthou 7 paar weke terug? 7. En hier is nog mooier vir my as ek daaroor dink. Die olie wat hierin was, dit spreek van die Heilige Gees. En nog mooier daarvan is, checkie. Dis 900 ornamente, as jy dit bymekaar tel, die knoppe, want is 3 knoppe, hier moes ook knoppe op gewees het, 3 knoppe, 3 knobs, 3 flowers, 3 bowls, 3 mal 3 is 9. Hoeveel vrugte is daar? Hoeveel gawes is daar? Daar is 66, elke knoppie, elke dingetjie, is daar 66 komponente in hierdie goue kandelaar, wat op die 66 boeke opskyn. Sê die woord van die Here nie, my woord is 'n lig vir jou pad en 'n lamp vir jou voete. Dis nou hier waar die kerk gou vinnig 'n prysbreek kry en op sy voete staan en die Here eer gee. Kom aan, gee die Here, kom aan, staan gou saam met my op. Kom aan, haleluja. Die Here het perfek uiteengesit. Haleluja. Beautiful. Amen, amen, amen. Nou is jy bietjie wakker, loof die Here. 66 totale komponente gewees in hierdie menorah. Aan elke put, by elke lamp het 'n aanpaksel van roet vasgekleef, wat vir die put, wat die put, die brand, dit gebrand het. En dit het onmoontlik gemaak om helder te kon skyn, so die priester moes elke dag daai putte skoonmaak, sodat die lig helder kon skyn in die heiligste. En dit laat my dink aan die olie wat elke môre, elke aand, olie moet hê. Toe my guns, vra jou buurman, is daar olie in jou lamp? Is daar olie in jou lamp? Laat my dink aan die 10 maagde, wat genoeg olie saam moes neem. Dink gou by myself, daar was nie 'n ding van soos ash out of stock nie. Help my? Hulle moes altyd deur, vir amper 500 jaar, was dit die manier. Elke dag, oggend en aand. Ek is amper klaar as jy bly. Goue reukaltaar, hier is kom ek by die favorite sê, hier gaan jy nou reg staan. Die goue reukaltaar, hierdie was vir my beautiful. Ons lees daar vir Eksodus 30 vers 1 tot 10, ek gaan dit gou vinnig lees vir ons. En dan ook vers 34 tot 38. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand, van akasia hout moet jy dit maak. 'n L moet sy lengte wees en 'n L sy breedte, vierkantig moet dit wees. En 2 L sy hoogte, sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees. En jy moet dit met suiwer goud oortrek, die plaat en die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue kraans rondom. Maak ook 2. Hoeveel ringe? Maak 2 ringe daarvoor. Nie, het ons nie gelees dan daar was 4 die kant nie? Het ons nie gelees hier's 4 hier nie? Maar hier het ons 2. Een wat hierin gebou het hierin misgelees. Hier is die 4 nie. Maar 2. 2 ringe gewees. En daar's 'n rede daarvoor. 2 ringe. Onderkant die kraans, aan weerskante. Jy moet dit aan die 2 sykante maak, en dit moet dien as plek vir draaghout om dit daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met goud. Sit dit dan voor die voorhangse wat voor die ark van die getuienis is, voor die voorsoendeksel. Voor die voorsoendeksel, wat oor die getuienis is, waar ek met jou sal saamkom. En Aaron moet daar op reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre, as hy die lampe reg maak, moet hy dit aan die brand steek.
En as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte lank. Julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen brandoffer daarop uitgiet nie. En Aaron moet eenmal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen. Met die bloed van die sondoffer van versoening moet hy eenmal in die jaar daarvoor versoening doen vir julle geslagte. Hoogheilig is dit aan die Here. Vers 34. Verder het die Here vir Moses gesê: neem vir jou speserye, storaksgom, naaltjie, galbanum, speserye en ook suiwer wierook, alles in gelyke hoeveelhede. Paus het gegooi so. Man, wie haat dit? Dis Quintus haat dit. Ek kan 'n aap met 'n rubberkop kram. As ek in 'n Pakistan winkel instap en ek ruik hy wierook. Wie irriteer dit ook? Man, en dan roep hulle, dan steek hulle dit aan die brand, dan roep hulle vir geld in. Jy weet, elkeen van daai goeders het sekere goeders, en hulle steek hulle dit aan die brand om dinge nader te trek. Dit trek my, dit stoot my weg. Ek dink as die Heilige Gees in my, wat elke demoon in daai winkel irriteer. Dis net hoe dit is. Weet dit ook so? My vroue, as hulle vinnig by 'n Pakistani ietsie wil gekry, dan stuur ek hulle self in. Sê, kom, ek wag vir julle buitekant. En maak daar reukwerk van 'n mengsel, soos die salfmenger dit gemaak het, met sout gemeng. Suiwer heilig. En vrywe 'n gedeelte daarvan heeltemal fyn en sit 'n deel daarvan neer voor die getuienis in die tent van samekoms, waar ek met jou sal saamkom. Hoogheilig moet dit vir julle wees. En die reukwerk wat jy moet maak na dieselfde voorskrif, mag julle vir julle nie maak nie. As iets heilig aan die Here, moet dit vir jou wees. Elkeen wat so iets maak om daaraan te ryk, moet uit sy volksgenoot uitgeroei word. Die Here wou gehad, daar was geen vreemde reukvuur gewees het nie. Hierdie, en daar ons praat oor die kerk. Die kerk is die lig ook, is ek reg? Die kerk is die lig. Ons is deel hiervan. Ons deel die brood uit. Ons het Christus wat vir ons gesterf het. Dis deel van die kerk. Hierdie is net soos die kerk. Die reukaltaar, en daar ons het al gesê, van goud gemaak, hy is akasia hout, goud oorgetrek, en van die kole. So wat gebeur? Die priester het van hierdie kole gevat, waar die offer gemaak was, dan het hy hierdie kole gebring, speserye gemeng, daai 4 speserye plus reukwerk, bymekaar gesit, en hy sou hierdie kole op hier gesit het, sodat dit 'n reukofferaltaar of 'n reuk gebring het, wat welgevallig voor die Here was. Skrif sê ook daarso dat hierdie reuk was voor die versoendeksel. So hierdie reukwerk het voor die versoendeksel gekom. Dit moes elke oggend, moes dit in die aande, dan moes 'n reuk gewees het, wat gehang het binne in hierdie heiligdom. Man, ek het weet al in die teenwoordigheid van die Here gekom, dan is jy te bang om jou oë oop te maak. Vanweer die teenwoordigheid en die heiligheid van God. Ek dink soms die kerk het verloor die respek en die eerbied vir God. Die vrees vir die Here. Reukofferaltaar moes daar wees. Dag in en dag uit. Wat 'n reuk moes gebring het. Marlantjie, jy kan vir my so lank vorentoe kom. Eenmal 'n jaar voor die versoeningsdag, die hoofpriester aan die horings, maar ons gaan nie by dit stil staan nie, maar dit is min of meer hoe dit gelyk het, die wat dit kan sien. 4 horings, 1 keer 'n jaar was daar versoening gedoen op hierdie 4 horings gewees. Daar is ook 'n prentjie hoe dit gelyk het. Min of meer. Hierdie reukaltaar was die sentrale plek gewees. Hierdie 4 speserye, storaksgom, naaltjies, galbanum, speserye en ook die suiwer wierook, praat van 4 dinge van Christus. Het spreek van Christus se lewe, sy dood, sy opstanding en die hemelvaart. Altyd deur gewees. En hierdie was soos 'n reukoffer wat opgegaan het. Psalm skryf, dit is die gebede wat opgegaan en opgaan elke dag. Ons kom nie op 'n Woensdag aand net by mekaar omdat ons by mekaar kom, het niks om te doen by die huis nie. Woensdag aand kom ons by mekaar want elke gebed wat opgaan is soos 'n reukoffer vir die Here. Psalm 41 vers 2 skryf, Dawid skryf, laat my gebed
soos reukwerk voor die aangesig staan. Die opheffing van my hande soos aan die aandoffer. En hulle moes, as hierdie dan die gebede verteenwoordig van die heiliges in die kerk, moes daar 2 ringe wees. Help of my 4 manne. Kom, ek soek gou 4 manne. Kom julle 2 jong manne. Justin, help gou vir my. Please, Jean. Jy is nog weer die naaste. Hoekom 2 ringe? Jy moes net 2 ringe gewees het. Vat gou elkeen 'n dra hom gou saam, bring hom hierdie kant toe. Nou, ek check gou hierso. Ek wil julle moet op die trap staan. Staan julle tweeetjies op die trap. Jean, hou hom reg, hou hom reg. Stap nog 'n trapjie op. Maak nie saak omdat daar 2 ringe is. Maak nie saak of hulle opdraand of afdraand sou gegaan het nie. Die reukoffer sou altyd gebalanseerd gewees het. Altyd gebalans wees het. En as dit ons gebed is, al gaan dit moeilik, al gaan dit goed, moet ons gebedslewe altyd dieselfde bly. Ek gaan dit weer sê tot ek 'n amen kry. Of dit opdraan is of afdraan. Dit maak nie saak nie. Jou gebedslewe moet altyd deur dieselfde bly. Daar's altyd 'n reukoffer wat opkom. Dankie, julle kan so lank deursit. So die 2 moes gewees. So hulle het gestap met die reuk. Dink jy reuk wat daar moes gewees het constantly, ewen terwyl hulle loop. Maak nie saak nie, dis dieselfde. En as dit baie keer in die pastoor se lewe wanneer ons 'n bietjie opdraande het, is my gebedslewe nie so sterk as wat dit afdraande is nie. Dit gebeur net by die pastoor. Ek weet in die kerkie, julle is almal altyd dieselfde, loof die Here. Maar ek wil vir my sê, my lewe is baie keer so wanneer dit moeilik gaan, dinge dan weet ek nie wat om te bid nie. Maar dank ek die Here wat sê Romeine 8, die Gees bid vir my. Hy tree vir my in. Halleluja. Dis altyd deur dieselfde wanneer die Gees van die Here betrokke is. Nou hier is my beautiful. Hy sê laat my gebed soos reukwerk wees. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Check wat gebeur in heaven. Daar is engele. Hoor mooi. Hy het die boek neem, al val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met sieters en goue skale vol van reukwerk. By jou huis is jy veronderstel om reukwerk te hê. Help my, in die oggend en in die aand. Hierdie moes elke dag gebeur. Nie net die oggend nie, of nie net die aand nie, die oggend en die aand. En die engele, wat die gebede van die heiliges, hulle vang elke gebed op. Al die gebede word opgevang. Kan ek vanmôre dit sê? Woensdag kom ons bymekaar en ons vat hierdie voor die Here. Kan jy dink hoeveel van hierdie gebede sal opgebring na die Here toe? Kan ek gou vers verder vat? Watch gou hier. En 'n ander engel, 8 vers 3, het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan. En baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. So daar's gebede wat opgaan na God toe. Daar's gebede wat gehoor word. En daar sal 'n dag kom wanneer hierdie gebede beantwoord word. Wanneer daai goue skale vol is en dit uitgediep word en die antwoorde kom, halleluja, ons kant langs. Ek dank die Here vir dit. Do not stop praying. Ek wil jou bemoedig. Kom op 'n Woensdag aand saam. Kom roep saam met die kerk op 'n Woensdag aand voor die Here elke gebedsversoek. Ek dank die Here, hier sal gebede beantwoord. Kom aan, wie kan saam by 'n hand wys van gebede wat al hier beantwoord is? Kom, weet al hierso, kom hou daai hand hoog. Wie daai hand hoog? Kan ek gou jou vra, staan gou saam met my. As jy al gebede in hierdie boks beantwoord het. Dankie sussie.
Tannie Marie. Jy het die mooiste voorbeelde vir my. Toe Etienne se hart en sy lewe vir die Here gegee het. Hoeveel keer het jy nie gebid het, Tannie Marie? Hoeveel keer was daai gebeure nie opgeskryf en ons het gebring voor die Here nie? Maar dat die Here daai reukoffer wat jy geroep het, dat 'n geharde polisman soos wat Etienne was, 'n punt in sy lewe bereik het om te sê het, ek wil my hart en my lewe vir die Here gee. Hier is gebeur en opgeteken hier, so kom sit gou saam, dankie, jy kan die sitplek neem. Weet nog, vanmôre gebeur hier binne wat nog nie geantwoord is, staan gou saam. Wie se gebeur hier so, ek staan nog, ek het nog 'n paar. Ek staan eerste. Wie se gebeur is hier binnekant, waarvoor ons nog bid, wat nog nie geantwoord is nie. Ek wil oor jou lewe bid vanmôre, Lukas 18. Die onregverdige regter, waar die vrou gekom het voor die onregverdige regter en gesê het, ek sal moet antwoord of iets doen, anders gaan hierdie vrou my in die gesig slaan. Wie onthou dit? Sê die woord van die Here nie, bid sonder ophou nie. Daar's 'n reukofferaltaar wat elke dag moet opgaan na die Here toe. Want ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek is nou die tempel. So dan moet deur my lewe constantly, moet daar 'n reukoffer wees, waar ek loop of wat in die mall is, of die kar is, of even in the shower. Is daar, man, wie is die probleem? Die vyand kom en hy blus die vuur in jou lewe. En hier's as hier vanmôre geen reukofferaltaar is in jou lewe wat opgaan nie, there's something wrong, church. Daar's fout. Die Bybel sê jy het nie, want jy bid nie. God se woord sê klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Vra en vir jou sal gegee word. Dis die skrif vanmôre. Die Bybel sê vir ons verder, bid sonder ophou. 3 verse en ek dink dit is in Tessalonisense. Bid sonder ophou. My lewe moet 'n lewe van gebed wees. Moodley het gesê, D.L. Moodley het gesê, daar's die 20 minute, hy bid nie langer as 20 minute op 'n dag nie. Hy bid nie langer as 20 minute nie. Maar daar's die 20 minute wat verbygaan wat hy nie bid nie. Al sê jy net, dankie Here. Dankie Here vir die deurbraak. Dankie Here vir die voorsiening. Dankie Here, come on, wie? Jy is veronderstel om soos 'n reukofferaltaar te wees wat constantly, waar jy beweeg, wat jy doen, even if you are just praying in tongues. En terwyl jy loop, bid jy in tale, come on, dan moet 'n reukofferaltaar wees, nie net op 'n Woensdag aand hier by die kerkie, nie net 'n paar manne op 'n Vrydagmôre wat opdaag om te sê, ek is hier om en ek wil kom bid vir die Here en my gemeente opdra na die Here toe nie. Ons moet elkeen 'n tempel van die Heilige Gees wees wat 'n reukofferaltaar constantly het. Jy is die tempel van die Heilige Gees. En ek hoef môre net so vir 'n oomblik, dankie, kan die sitplekke neem. Net gou stil staan hierso. Die vyand het jou gebedslewe geblus. Jy bid nie meer soos wat jy moet bid nie. Jy is nie meer 'n dink gou hieroor. Elke môre, elke aand moes die priester kom en moes hy die reukoffer bring voor die Here. Hier's paas wat veronderstel is om die priesteramp in sy huis te volbring. En dan kan die vrouens nie hulle skouers optrek en sê dis my man se verantwoordelikheid nie. Jy's net so deel daarvan in die godheid. Om elke dag, ek dank die Here, as dit nie vir my ma was wat gebid het nie, waar sou ek wees? Dis as gevolg van pastoor Libbe, my ma, wat 'n reukoffer gebring het daily, dat ek vandag is wie ek is, en alles deur genade ook. Waar is die kerk vandag? Are you still praying? Is jy nog besig om te bid?
of het jy moeg geraak om het vir jou alledaags geword. Dis kom hy skrywer sê, they had to shift it around daily. Want anders raak het vir jou alledaags. 'n gewoonte, 'n ritueel, tradisie. Moenie gaan kerk omdat dit tradisie is nie. Maar die priesters het bymekaar gekom op die Sabbatdag, terwyl die brood voor die aangesig van die Here was vir 'n hele week lank. Dan staan hulle daar in die heiligdom en hulle breek brood met mekaar. En hulle breek brood. Deel brood uit. Ek moet hom net nie eet nie, oom. Hy's kliphard. And daily they broke bread. Een keer dan kom saam by mekaar. En hulle breek brood. Is dit nie beautiful nie? Och, is kliphard. So het hulle brood gebreek en sit hulle almal en eet. Almal sit en eet. En hulle eet klaar. Can you just think for a moment wat die atmosfeer was in die heiligste? Hoe die atmosfeer was terwyl die priesters in die lig van die menorah die brood gebreek het. Dit wat jy in jou hand het, die kerk kom nou Sondag by mekaar en ons breek brood. Dit is om kerk toe gaan nie 'n ritueel kan wees nie, maar elkeen moet jy kan uitstap om te sê ek is gevul met brood, al het ek 'n stukkie brood gekry, maar I'm filled, ek kan huis toe vat en is genoeg vir my om my 'n week te kan dra tot ons weer by mekaar kom. Maar dit sluit nie uit my daily bread saam met die Here nie. Ek wil hê vanmôre, Here, ek wil afsluit hiermee. Dit voel op my hart, die vyand steel die kerk se gebed. Die vyand steel die kerk se gebed. Kom on, ek voel in my hart, die Here sê vanmôre, sê die kerk bid nie soos hy moet bid nie. Die kerk bid nie soos wat hy moet bid nie. Hy moenie vir my vertel ons is te besig om te bid nie. We need to make time for prayer. Kom aan kerk, we need to make time for the word of God. Ons moet tyd maak om in gebed voor die Here te kom. Hoekom is dit so chaos in Potchefstroom? Ek praat nie van die wêreld nie, want die kerk bid nie. Help my. The church needs to start praying again. Ons moet weer begin bid. Soos wat, onthou jy hoe jy gebid het toe jy tot bekering gekom het? Sluit jou deur. Gaan in jou binnekamer en die Here sal jou ontmoet. Amen. Kom ons kry ons gebed agter mekaar weer. Let's bring an offering each and every morning. 'n Offer aan die Here elke dag. Elke dag. Die vyand steel jou gebedslewe. Vyand steel dit. Die vyand het as die vyand, ek voel ek gaan vir jou bid. As die vyand jou gebedslewe gesteel het, kom staan saam met my. Sê Quintus, ek bid nie soos ek moet bid. Jy moenie skaam wees hoorie, come on. Ek staan eerste, ek kan ook meer as genoeg bid. Kom ek maak dit makliker. Kan die hele kerk saam mee opstaan vanmôre. Want ons bid kan altyd, jy bid nooit genoeg nie. You can pray more. En ek gaan dit makliker maak. Quintus gaan nie vir jou bid nie. You gonna pray. Ek gaan saam bid vanmôre. Kom aan, steek gou jou hand saam met my op. Man, lei ons in worship in vanmôre. Lei ons in 'n worship song in vanmôre. En ek wil hê jy moet begin bid daar waar jy staan. Sê Here, die vyand het genoeg kom steel. Die vyand het genoeg by my kom tyd vat, Here. I need to get back to prayer again. Ek moet weer gebed in my lewe prioriteit maak, Here. Ek moet prioritiseer in die naam van Jesus. Kom aan, ek wil hê daar waar jy staan, you pray. Ek gaan stil bly. U bid saam vanmôre. Kom ons begin die Here eer. Kom ons begin saam
start praying in tongues. As jy gedoop is met die Heilige Gees, die Here het jou al 'n tale gegee om te bid. Kom aan, bid in tale. As die Here jou gedoop het met die Heilige Gees, start praying in tongues. Daar waar jy is. Kom aan, laat jy vanmôre 'n reukofferaltaar wees voor die Here. 'n Reukoffer voor die Here vanmôre. Come on, church. Kisataraba handelebe situku shahandia. Kitalaba baba handelebe kusolobo shahandia. Kom on, bid vir jou ouers wat nog die Here dien nie. Bid vir elke siekte, bid vir jou kinders vanmôre. Bid dat dit daar 'n reukofferaltaar wees vanmôre. 'n Reukoffer wat opgaan na die Here toe vanmôre. Halleluja. Halleluja, halleluja. Lord, I am thirsty. Dat het 'n reukoffer is. Bring an offer of prayer this morning. An offer of prayer this morning. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kitalabasi andrabahandele behendolobosa yandalababa. Kisatalababa yandalabandelele. Kisotolobosha bababa yandalababosa. Kisababa handele besulobosha kayandalaba yandalaba. Kindalabasi ondorobosa bababa handele besi. Kitandalaba handele. Namasi ostrobonda lababa. Kitalaboshe hendalabasi ondrobonda. Kinanana yendera. Here, ek bid dat U weer die vuur in ons binneste sal wakker maak, Here. Stuur weer vuur, Here, in ons binneste, Here, so we can have a life of prayer again, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I am desperate. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Here, steek die vuur aan vanmôre. Steek die vuur in ons binneste aan vanmôre, Here. Halleluja. Here, laat dit 'n reukoffer wees. Ontvang vanmôre elke gebed, Here. Ontvang elke gebed vanmôre in die naam van Jesus. Lord, I am thirsty. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I am desperate. God se woord sê jy het nie want jy bid nie. Daar's nie deurbraakie want jy het afgeskeep in jou reukofferwerk. Jy het afgeskeep met jou gebedslewe. Dinge val uit mekaar uit by die huis wat jou gebedslewe. Die vyand wil jou prayerless maak. Hy wil jou gebedslewe steel. Hy wil jou gebedslewe steel. Get back to prayer. Get back to prayer. Kom terug na gebed toe in die naam van Jesus. Keer terug na gebed in Jesus naam. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek soek asseblief 2 of 3 reukofferaltaars. Marlyn, jy is een. Wat gaan bid vanmôre? Ek voel dit in my hart, Pastoor Libbe, kom staan nie by my. Ek wil hê jy moet kom bid ook saam met my. Pastoor Bernard, kom staan nie so. Pastoor Barry, kom staan nie by my. Ek wil hê julle moet kom bid vanmôre. Dit voel my hart. Kom maar, ons gaan 'n tyd in gebed spandeer vanmôre. Ons is nie haastig nie. Maar ek bid vanmôre dat die Here vuur sal aan die brand steek in ons binneste. Dat ons weer 'n plek in 'n tempel sal wees van gebed in die naam van Jesus. Halleluja. Marlyn, begin jy vanmôre eerste. Halleluja. Kom maar, ek bedoel dit ernstig voor God vanmôre. Ek bedoel dit ernstig voor die Here vanmôre. Ignite again in us prayer, Lord. Ons wil ons net kom, Vader, en erken. U is die Alfa en Omega, Here. U is die begin en die einde, Here. U is die een wat is, wat was en wat sal kom, Vader. Here, soos daardie skrif sê, skep in ons, Here, 'n rein hart, o Heer.
Your goodness, Vader. Here, ons woorde ontbreek vanmôre net om te sê, Here, wie U is. Here, U is die almagtige God, Jesus. Heilig, heilig is die Heer God almagtig, waardig is daardie lam. Here, ons as gemeente wil sê, Vader, U is waardig, heilig, Here. Wil ons voor U kom sit, Vader, voor by U voete wil ons kom rus, Here. En sê, waardig, heilig, Here, daar is nie geen ander God behalwe U nie, Here, U is die ene Vader. Here, naba Jesu, turbo shendela naba Jesu. Oh, yes, kishayana naba sietu. Lyk dit dalk vir ons so moeilik, Here, om U naam groot te maak, Here. Wil ons onsself uitdaag vanmôre, Here, gees, siel en liggaam, Here. Om daardie reukoffer, Here, aan die brand te kry, Vader, om die naam van ons God te kan eer. For the still in the stillness of who You are, Lord. Reta sarabaraba kuturubo sheyana na bababasi. Renda raba katie tundolo rababa tieta na sarabaraba basundrubo she. Lo yenda na katieta na la rabo bondoro borobombo. Kesanda tieta la rabaraba basi Yesu. Kashayana tundo letayana na tutungu. Vader, Here, U is die koning van die konings. Here, U is die Here van die leerskade, Abba Vader. Vader, Here, ons as family kom vanmôre, Here, en ons wil 'n reukoffer aan U bring vanmôre. The God on the mountain is still God in the valley. Vader, Here, dankie dat U ons raadsman is. Dankie dat U ons sterke God is. U is die leeu van Juda, Abba Vader. Here, dankie dat die Gees van God altyd by ons is, Vader. Here, dankie dat U sê in die woord, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, Here. Dankie dat ons kan weet dat U sal altyd, maar altyd by ons wees, Vader. Here, dag in en dag uit is U by ons, Vader. En ek kom aanbid U daarvoor vanmôre, Here. Vader, maak nie saak waar ons beweeg nie. Maak nie saak waar ons gaan nie. U is altyd daar. Here, U sê in die woord dat U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, Here. En ek dank U daarvoor vanmôre, Vader. Vader, dankie dat U ons so lief gehad het, Here, dat U vir ons aan die kruis gesterf het, Abba Vader. Here, die bloed het gevloei vir elke een van ons. Dankie dat U ons vrygekoop het met die bloed, Here. Dankie dat ons kan weet dat ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Die vyand het gedink hy het gewen, maar God het 'n plan gehad. Ons sê dankie daarvoor, Abba Vader. Heilig, heilig is die Here God. Heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat is, wat was en wat kom. Heilig, heilig is die Here God. Heilig, heilig is die Here God. Vader, dankie dat U altyd dieselfde is. We worship You this morning. Vader, ons maak U naam groot. O Heilige Gees, hoe kosbaar en hoe wonderbaar is U, Here. Dankie vir die vertrooster, die Heilige Gees, die Parakletos wat by ons is, Here. Dankie dat ons kan vashou aan U, Vader. Vader, ek bid, Here, dat ons net U soem sal aanraak, Here, dat ons by U voete sal lê en sal sê, gee my meer van Jesus en minder van myself. Lord, I need You. Ek verklaar dit vanmôre, Abba Vader. Lord, I need You. I need You.
Esandurko shababati endoloro babasi Yesu. Kondala rabarababa. O, dankie Here dat U hier is. Die Bybel sê dat die gebed van die regverdige het groot krag. En hy sê dat Elia gebid 3,5 jaar geen reën en hy het weer gebid en skielik het hy die geluid alreeds gehoor voordat dit daar was. Ek hoor die geluid van waters wat kom. Here, en dan wanneer die kind van God begin bid, halleluja, in die naam van Jesus, so waar, prayer is the key to heaven. Amen. In Jesus naam. Ek wil vanmôre bid, Here, dat die woord is so duidelik, maar ek wil ook dit sê, kerk van God, dit is nodig dat ons gevul sal word met hom, halleluja, waarmee ons in tale spreek, want die duiwel kan jou gebed miskien steel, wanneer jy in Afrikaans en Engels bid, maar wanneer jy in tale bid, bid jy 'n direk verborgenhede met God, halleluja, en die tale moet terugkom in die kerke, in die naam van Jesus. Mama ronda, segiriantantaramahaya, sabamonto, isibini marnantu ruta, ribantaya. Kan ek iets sê, pastoor? En ek het dit gelees in 'n baie besonderse boek ook. En ek staan daarop dat die kerk, die ware kerk van God, onthou dat die Bybel sê, hy luister nie, in Johannes staan dit, na die gebed van 'n sondaar nie, maar dat hy hom sal bekeer. So ek was by baie groot vergaderings tot in die parlement al. Ek was by baie, en dan het hulle 'n vreeslike gebed wat hulle opsê. Sien julle wat ek julle wys? Ek wys julle 0. Beteken niks nie. Maar die gebed van hom wat in Christus is. Ek hou van jou prediking. Prys die Here. Ek het in die volle evangelie kerk van Parow groot geword, toe ek nog 'n kind was, en sommer sulke jong manne soos julle dogters en almal julle seuns hier. En ek gaan vir jou sê, en hulle was daar nog, in daai jare was hulle sommer direk, hoor nou mooi. Ek staan in die kerk nie, ek staan en is 'n bietjie moeg nog, jy weet, want ek nou laat gaan slaap. Nou lê ek teen een van die pilare van die volksbank. Nou sê die koortjie vir my, Freddy Libbe, sal jy regop staan, daai pilaar het nie jou nodig nie. Jy het die Here nodig. En dan gaan hulle aan na worship hulle, en dan sing hulle, pastoor Dr. Rick Simon, hy was ons pastoor, en ek gaan vir jou sê, ek beleef dinge in hierdie plek. Hoor wat ek julle sê, hier kom 'n ding. Ek gaan vir julle sê, merk my woorde, skryf my naam na deur, en skryf die datum. Hier kom 'n ding. Hier kom 'n deurbraak. Hierdie plek is klaar te klein, maar julle sal moet plek maak, groter maak. Want hier kom 'n ding. En Potchefstroom gaan dit nie net hoor nie, hy gaan dit sien in Jesus naam, en hulle gaan stroom na hierdie waters toe, want hierdie waters is die lewende water, waar daar genesing gaan kom, mense uit rolstoele gaan opstaan, ek het in my oë gesien en bevind, mense, terwyl ek bedien in my eie gemeente in Woester, miskien het ek hier gesê, jammer dat ek so onderbreek, toe sterf 'n man, en die dokter dra hom uit, want ek 'n dokter ook in die kerk gaan, dra hom uit, hulle sit hom daar in my studeerkamer, in my raadsaal, hy lê so waar daar op my bank, en ek stap daar in, en hy lê daar so, en ek kyk hom so, en al wat die dokter vir my wys, hy's weg, en ek raak so
kwaad, maar dis 'n salwing wat oor my kom. En ek raak so kwaad. Ek sê ek breek die lewe, ek breek nie die dood nie. Nou staan daar een van my ouderlinge. Doodstil. Die ander mense het my vrou weggewys en gesê moenie daar naby kom nie. Sy bel onmiddellik die mense wat moet kom om die liggaam te verwyder. En ek spreek 'n woord en ek sê, doodsengel, bring daar die siel in die gees terug in die naam van Jesus. En nie na die 4de keer, toe kom 'n stem na my toe en hy sê duidelik, hoeveel keer het Gehasie, was hy gestuur deur Elia. Ek het baie van Elia gepreek en baie van hom gehou. Ek hou nou nog van hom. Ek hou van so 'n man. Hy sê 7 maal, ek sê dankie. Ek het nog 3 keer 3 kansse oor. En toe ek die volgende keer roep, toe hoes die man. En hy sit regop. Want my God, halleluja, sy woord is, hy sê, red die sondaars. Hy sê, verkondig die evangelie wat jy gesê het, en rig die dooies op. Maar hy praat dan ook nie net van die dooies wat gesterf het in die lijkshuis nie, hy praat van die dooies wat geestelik dood is. Nee, wag, ek moet teruggee. God bless. Halleluja. Halleluja. Mag ons in hierdie week, ons reekofferaltaars reg kry. Die gebed van die regverdige het groot krag. Help my, die vurige gebed van die regverdige. Amen. Ek kan die sitplek neem. Net 'n minuut of 2 dan is ek klaar. 'n Minuut of 2 dan is ek klaar. Ek gee net vinnig afkondig, net 'n paar belangrike afkondigings. Net 'n minuut of 2. Volgende week sal weer die nuwe afkondigings op die bord wees voor die tyd. Ek gee net vinnig vanmôre.